Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by my Bybelleesprogram saam met Karen. Geniet die saamlees en uitklaar van die skrifte en ook ons liedere waaruit ons kan leer. Saamleesprogram saam met Karen op die Dak Facebook radiostasie. Laat ons hoor en verstaan. Die woord is die saad. Die woord is die saad. Dit groei in my hart. Dit bring vrug voort in nuwe lewe. Met blydskap ontvang ek die saad. In 'n goeie hart sal sy waarheid bly leef. Laat ons hoor en verstaan. Die woord is die saad. Die woord is die saad, dit groei in my hart. Dit bring vrug voort deur God se raad. Met 'n edele hart en 'n gees wat volhard, sal sy woord in my lewe vrug dra. Laat ons hoor en verstaan. Die woord is die saad. Die woord is die saad, dit groei in my hart. Dit bring vrug voort deur God se raad. Sal sy woord in my lewe vrug dra. Hartlike goeiemôre hier by ons by die Facebook radiostasie, waar ons die goeie nuus met mekaar deel. Die goeie nuus van die Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het aan die kruis, sodat ons gered kan word, sodat ons vergifnis vir ons sonde kan kry. Goeiemôre almal, baie welkom hier by ons vanoggend. Baie dankie dat jy al so vroeg inskakel en saam met ons kuier. Ons gaan vandag uit Matteus 13 uitlees. So kry jou Bybel gereed daar by Matteus 13, by die begin van Matteus 13, en dan lees jy lekker saam met ons vanoggend deur die woord van die Here. En dan gaan ons dit so hier en daar so 'n bietjie bespreek, dat ons dit kan verstaan, sekerheid in ons hart hê, kan vas wees in die hart. Is dit nie lekker om die woord so vas in die hart te bewaar in die hart, sodat dit kan vrug oplewer en vrug dra. Dis die laaste tyd waarmee ons so besig is, terwyl ons deur Matteus lees, is daai vrugoplewering. Dit was 'n groot saak wat aan ons oorgedra is, en dit is wat die skeiding gaan maak van die bokke en die skape. Is dit nie erg om daaraan te dink nie? So vanoggend, voor ons begin, gaan ons net eers lekker saam bid. 'n Klein Terry verjaar vandag, Michelle het en Ruwaida het Saterdag verjaar. Ons het hulle geskakel, lekker geluk gewens, en vandag verjaar Klein Terry. Dit is Ruwaida se seentjie, en ons gaan ook vir hom bid vanoggend, dat die Here hom deurdra, versterk, krag gee, hy bewaar van die wêreld, dat hy altyd 'n hinkering sal hê na die Here. My man, mag ek vir jou vra om vir Klein Terry te bid? Yes. Sê my man gaan vir Klein Terry bid, maar kom ons val weg. Baie seën vir julle, Ruwaida, met julle klein mensie se verjaarsdag vandag. Ek sien julle is ingeskakel. Kom ons bid ook vir hom. Vader, ons sê vanoggend vir u so baie dankie vir u liefde, u genade, u barmhartigheid, u grootheid, goedheid, Here, getrouheid, Vader. Alles wat u net is net wonderbaar. Die hemele is wonderbaar. Dis deur u geskep, Vader. En ons dank en ons loof en ons prys u deur u seun Jesus Christus, wat van die begin af was, maar eers geopenbaar is aan ons, Vader, toe hy aarde toe gekom het om vir ons sonde te kom sterf. Toe is u seun eers geopenbaar vir wie hy is. Vader, ek dank en ek loof en ek prys u vanoggend net vir alles in u koninkryk. Dankie dat ons deelagtig kon raak met ons wedergeboorte, en dat ons kan volhard, en dat ons die pad kan bly stap, en dat ons getrou kan wees en die leidiensknegte sal wees in u koninkryk nie. Vader, baie dankie dat u ons net help en deurdra. Ek wil ook vanoggend vir Susan Kriel bid. Here, terwyl sy die toetse deurgegaan het en die spasma so erg in haar liggaam is, wil ons bid vanoggend dat u ook genees, Vader, dat u haar help, dat u haar aanraak. Ons loof en ons prys u vanoggend daarvoor. Vader, u is net so wonderbaar, en ons loof u dat u haar deurdra. Ons loof u dat u haar ondersteun, Vader. Sy is altyd so, Here, vertroue in u, sy besef altyd, u is haar hulp, u is haar krag, u is haar alles, Vader. En ons dankie vanoggend dat u haar sal help.
Here, ek wil ook bid volgend vir die woord wat, Here, ons net so lekker gaan deurlees as liggaam van U. Wat 'n voorreg het ons Vader. Dit is so lekkerte om dit net so saam deur te kan lees en te kan verstaan en sekerheid te kan hê in ons lewe. En ek dank U dat U vir ons die wysheid, die insig volgens verleen vir my en my man, Vader. Ons dank U daarvoor dat U ons net help in alles. Ons is so afhanklik van U, Vader. Ek besef weer eens, ons kan geen tree gee sonder U nie, Vader. Baie, baie dankie dat ons dit altyd kan besef, altyd kan weet in ons harte, dat ons dit so kan bewaar en so kan lewe. Vader, ons loof en ons prys U volgende het in Jesus naam. Ja, maar so Vader, ons loof en ons prys U, Here, dat ons volgende die voorreg het om vir klein Terry te kan bid, Here. So klein so wat hy is, Vader, en op die aardse jare is hy maar nog 'n klein kind, Vader, maar sy siel lewe, sy siel is in ewigheid, Vader. En ons wil bid, Here, my God, dat U sy siel sal bewaar, Vader, sy innerlike sal bewaar van die bose, in die tye, in die uitdagings wat hy elke dag in die oë staar, by die skool, Vader, waar hy ook al beweeg, soos wat hy groter word, Vader, is daar baie meer challenges elke dag van sy lewe. En ons wil vra dat U, Here, U krag en die majesteit aan hom bly openbaar sal maak, hom sal altyd trek, Vader, soos die woord sê, hoe sal die jongeling sy pad suiwer hou, is om dit suiwer te hou volgens die weë van U woord, Vader. En daai suiwerheid is om die koninkryk van U in te gaan, terwyl hy, Vader, 'n liefde vir U, terwyl hy opgewonde is oor die saak van U, Vader, wil ek vra dat U werklik waarom sal deurdra en vir sy ouers ook die wysheid sal verleen en Amen. Here, my God, en sy sussie die wysheid sal gee om ook om saam met hom te kan lewe en sy ouers om hom te kan opvoed in die vrese van U, Vader. En ons loof en ons dank en ons prys U, Here, vir U groot genade en U barmhartigheid ook in sy lewe en ook oor sy ouers en sy sussie se lewe in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie my man. Ag, wat 'n heerlikheid om so lekker te kan saam bid. Loof die Here. Ja, ek sien almal is ingeskakel. Loof die Here. Dis net so lekker toe om volgens saam te kuier. Almal sê net geluk vir mekaar, vir Michelle wat Saterdag verjaar het, Rowaida wat Saterdag verjaar het en vandag klein Terry. Prys die Here. Nou ons gaan vandag begin by Matteus 13 vers 1. Matteus 13 vers 1. Ek kan hom seker nou nie afkry, is dit nie. Kom ons begin by Matteus 13 vers 1. En daardie dag het Jesus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit. En groot menigte het by hom vergader, sodat hy in 'n skei geklim en gaan sit het. En die hele skare het op die strand gestaan. En hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê, 'n saaier het uitgegaan om te saai. Nou ek dink net eers hierso, hy het baie dinge deur gelykenisse met hulle gepraat. En kom ons luister 'n liedjie, want hy het baie dinge deur gelykenisse met hulle gepraat. Hoor en verstaan. Die woord is die saad, hoor en verstaan in die hart gesaai. Hoor en verstaan, in goeie grond gesaai. Lewe op 160, 30voudig. Geen wortel in homself, struikel en druk en vervolging. Hoor die woord, sorggenot, rykdom, verstik, doodgedruk. Hoor en verstaan, 'n goeie grond gesaai. Lewe op 160, 30voudig. 'n edele hart bewaar die woord, vrugbaar en vermeerder. Gelukkig sal jy wees. Hoor en verstaan, 'n goeie grond gesaai. Lewe op 160, 30voudig. Dit bring verandering, reinig die siel. Soos water was het skoon, nuttig sal jy wees. Hoor en verstaan, in goeie grond gesaai. Lewe op 160,
160, 30voudig. Hoor en verstaan in goeie grond gesaai. Lewer op 160, 30voudig. Ons het omtrent die hele gelykenis so in 'n liedjie gehoor. Dit is net so awesome om dit so te leer. Dan verstaan mens soms al klaar baie meer en mens hoor sommer met 'n ander oor. Nou kom ons lees hier in vers 4. En terwyl hy saai, val daar 'n deel langs die pad en die voëls het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op die rotsagtige plekke geval waar daar nie baie grond was nie. En dadelik het dit opgekom omdat daar geen diepte van grond was nie. Maar toe die son opgaan, is dit verskroei en daarom het dit geen wortel gehad nie. En omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval en die dorings het opgekom en dit verstik. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en vrug opgelewer, die een 100, die ander 60 en die ander 30voudig. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En die disippels het gekom en vir hom gesê, waarom spreek u tot hulle deur gelykenisse? En hy antwoord en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Want hy wat het, aan hom sal gegee word, en aan hom wat oorvloed het, en hy sal oorvloed hê, maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het. En hier dink ons baie keer, praat oor geld en materialisme en al die dinge, die wat het sal nog meer kry, die wat nie het nie sal van weggeneem word en al die dinge, maar hy het hier 'n gelykenis vertel van saad, en hy sê dit is die woord wat die saad is. Dit het niks met die aardse dinge uit te waai nie, dit het niks met geld uit te waai nie, die een gaan nie omdat hy meer het nog meer kry, en die ander net omdat hy minder het nog minder kry, en al daai tipe van dinge nie, dit gaan suiwer oor die woord van die Here. Nou, ek dink al klaar, as ons nou dink aan die wêreldse mense, ek het al baie gehoor dat wêreldse mense sê, dat as jy het, sal jy meer kry, en as jy nie het, sal daar nog van jou weggeneem word, en al die dinge, en dan interpreteer hulle dit dadelik na geld. En ons het eendag nog 'n sterk ding hieroor gehoor, en toe dink ek, maar die mens kan nie verstaan wat nog nie sy hart vir die Here gegee het nie, wat nog nie die gees van God ontvang het nie, vir hom gaan dit 'n vleeslike saak wees. Hy gaan nie verstaan wat die hele gelykenis hierso sê nie, en dit is vir my so mooi, dat hy hierso sê, daarom spreek ek tot hulle, deur gelykenisse, omdat hulle terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie, en aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê, met die oor het hulle gehoor, met die oor sal julle hoor, en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk, en glad nie sien nie. Nou, dit is so mooi, dit is nou alles hierso in Jesaja 6 vers 9, dit is die profetiese woord, wat Jesus weer hier ophaal, wat in hom in vervulling kom. Hulle kan nie verstaan van die Here Jesus Christus, die woord van God, dit wat hy kom bekend maak het nie. So Jesaja het al reeds hieroor geprofeteer, en dit het in die Here Jesus Christus in vervulling gekom, want hulle harte moes verhard gewees het, sodat hulle die Here Jesus Christus gekruisig het, want sou hulle almal verstaan en aangeneem het, moes hy hulle almal se harte genees, hulle almal vrymaak, maar dit mag nie gebeur het nie, want hulle moes die Here Jesus Christus kruisig. So daar was van die wat verstaan het, wat het aangeneem het, wat sy hart nie verhard was nie, maar die verhardheid was juist daar, sodat hulle die Here Jesus Christus moes oorgee om gekruisig te word. Maar natuurlik, na sy kruisiging, die opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees, het daar soveel hulle harte oopgemaak, tot wedergeboorte gekom, die Gees ontvang, toe is die verhardheid weg. Toe kan almal die Here Jesus Christus aanneem, tot vandag toe. En dit is so mooi om aan te dink, dat elke Jood moet ook die Here Jesus Christus aanneem as sy verlosser en saligmaker om gered te word. Anders sal hulle nie gered word nie. Hulle gaan nie outomaties gered word nie, want die verhardheid is weg, wat Jesaja hiervan geprofeteer het. So,
Hy sê want die hart van hierdie volk het stomp geword en met die ore het hulle beswaarlik gehoor en hulle oë met hulle oë was toegesluit sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en ek hulle genees nie. Maar julle oë is gelukkig omdat hulle sien en julle ore omdat hulle hoor. Nou ek het vir ons 'n liedjie hieroor gemaak en ek dink ons gaan eers gou daarna luister. Met gelykenis het hy gepraat, almal het nie verstaan. Julle sal hoor, kyk en glad nie sien. Soos Jesaja sê, die hart van die volk was stomp, nie gehoor, nie verstaan. Julle wat aanneem, se oë is gelukkig. Julle sien en hoor, jul hart verstaan, bekeer en ek genees. Julle oë is gelukkig, die wat verhard is, se oë is toe. Hul kan nie sien, hoor verstaan, nie bekeer. Met die oor sal julle hoor, met die oor sien, met die hart verstaan. Julle oor is gelukkig, julle oor is gelukkig, omdat hulle sien. Julle oor, omdat hulle hoor, met die hart verstaan. Julle bekeer, ek sal jul genees, as jul my aanneem. Wauw, is dit nie lekker om so saam met 'n lied te leer, presies wat in die woord van die Here staan nie, dis net amazing. Ek wil net noem, ons het al 272 liedere, dit is nou die kinderliedjies ingesluit, so asseblief as jy dit nog nie het nie, ons het dit op ons YouTube channel, ons het dit op ons Telegram groep, ons het dit op TikTok, ons het dit op Facebook, so julle is baie welkom om die liedjies te luister, te share, te deel, maak nie saak wat nie, almal kan dit kry. Dis net so amazing. Op TikTok is dit verskriklik gewild. Ons ontmoet baie meer mense daar wat ons nog nooit van geweet, gesien of gehoor het nie. So ons loof die Here dat die Here ook werk met die liedere en die terugvoer wat ons kry kan ons hoor, dat die mense sien, dit kom presies uit die woord van die Here uit. Dit maak ons harte so opgewonde. Dit is 'n nugtere woord wat in liedvorm opgeteken is. Nou kom ons gaan aan hier by vers 17. Want voorwaar, ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien, en het dit nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor, en het dit nie gehoor nie. So baie is dood voor dit, hulle het daai verwagting gehad, hulle het geweet, daar is 'n verlossing wat vir hulle wag, maar hulle kon dit nie sien en hoor en ervaar en beleef nie. Nou ja, natuurlik, toe die Here Jesus Christus sterf, het hy hulle gaan verlos uit die gevangenis uit hy mag wat Satan oor hulle siel gehad het. So hulle het dit gemanifesteer, hulle het dit gelewe, hulle het dit probeer lewe, maar dit was nie ten volle moontlik nie, want die Here Jesus Christus het nog nie gekom nie, hulle siel kon nie gered word nie, hulle kon nog nie die Gees van God ontvang het nie, en dis die voorreg wat ons as kinders van die Here het vandag in die Nuwe Testament. Ons kan die Here Jesus Christus aanneem, ons kan tot wedergeboorte kom, ons kan die Gees ontvang en ons kan hemel toe gaan, ons kan ons pad stap in volharding. Nou kom ons luister so mooi na die gelykenis van die saaier. Luister julle dan na die gelykenis van die saaier. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy wie langs die pad gesaai is. So dadelik is dit wat hy gehoor het weg, gone. So dit doen niks in sy hart nie, dit doen niks in sy innerlike nie. Dit verlos hom nie, dit maak hom nie vry nie, dis dadelik weg. Hy sê die tweede en by wie op rotsagtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem, maar hy het geen wortel in homself nie, en hy het net vir 'n tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik. So baie mense raak
opgewonde oor die woord van die Here, hulle neem die Here aan, hulle is opgewonde aan die begin, en dan wanneer hulle daai vervolging ervaar, terwille van die woord van die Here, terwille van dit wat hulle aangeneem het in hulle harte, dan begin hulle wegkwyn, weer terug in die wêreld. Hulle raak skaam, hulle wil nie daai vervolging en verdrukking deurgaan, wat die woord vir ons bring nie, want as jy die woord aanneem, gaan jy daai vervolging en verdrukking deurgaan, want die woord is gelouter en gesuiwer, in die smeltkroese van die aarde, dis 'n gesuiwerde woord, dis rein woorde, en ons ontvang dit in ons siel, en dit gaan outomaties maak, dat jy ook deur druk, verdrukking, vervolging, reiniging, suiwering, en al hierdie dinge moet gaan, en baie keer sien mense nie kans daarvoor nie, dit voel vir 'n mens te moeilik en te swaar, dit voel jy kan nie dit deurgaan, terwille van die woord van die Here nie. So, hy sê, en by wie die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar. Nou dit is natuurlik die meeste van die kinders van die Here wat op 'n stadium tot wedergeboorte gekom het. Dit is die grootste gros, dat die genottinge, die sorge, die rykdom wat almal wil bekom in hierdie wêreld, dit druk die woord dood. Dit is eintlik scary om daaraan te dink, dat dit wat 'n mens begeer, druk die woord dood. So op die einde van die dag, dit was die eerste sonde. Begeerlikheid vir hierdie wêreld. Dis die verleiding wat die kind van die Here deurgaan. En as jy swik en val vir dit, dan word die woord in jou doodgedruk en jy kan nie vrug oplewer nie. Jy's vasgevang, jy's weer verstrik in daai sorge, genietinge, rykdomme en alles wat te doen het met dit. En baie keer kan ons so worry oor ons lewe. Ons kan so die woord in ons kan so verstik word deur die worries van hierdie lewe, dat 'n mens eintlik die Here verloon as gevolg van die worries in jou lewe. En jy naderhand amper haat die Here, omdat jy nie van jou worries ontslae raak nie. Want 'n mens dink baie keer, wanneer jy tot wedergeboorte kom, al jou probleme gaan nou opgelos word. Jy gaan nou ewe skielik geld hê, jou lewe gaan uitgesorteer word, jy gaan nou net happy go lucky lewe. En dit is juist die teenoorgestelde. Die keuses wat ons vir God se koninkryk maak, veroorsaak baie keer dat ons nog in groter drukking en verdrukking sit. En dit is wat ons moet aanneem en lief kry en deel raak. Ek dink sommer gister so, ek het dit eintlik die hele tyd so in my hart gesing van die goeie krygsman. Toe dink ek daaraan, Here, U neem ons in diens. As ons harte vir U gee. So jy's onmiddellik in diens van God, in sy koninkryk. En tog is dit asof 'n mens daai perspektief in jou lewe verloor. En jy's so gefokus op hierdie wêreld. En dan dink ek, Here, as ons werklik verstaan, dat ons in diens van U is, moet ons volgens U reëls loop, wandel, handel, werk, te kere gaan. En dit het niks met die wêreld uit te waai nie. Want Jesus Christus, die woord van God, en God die Vader, en die Heilige Gees, het niks met hierdie wêreld te doen nie. Die Gees oortuig mens juis om los te kom van hierdie wêreld, hierdie begeertes, hierdie dinge, en wanneer mens vashou, dan druk dit alles in 'n mens dood, en jy's onvrugbaar. So, jy lewer nie vrug op nie. En as jy nie vrug oplewer nie, is jy op 'n gevaarlike plek. Ja, want die ooreenstemmende gelykenis in Markus, praat hy van, jy dra geen rype vrug nie. En daar's 'n vrug wat uitkom, maar dit kan niemand voed nie, dit kan niemand versadig nie, dit is sleg. Met ander woorde, mense dink baie keer, omdat jy aanhou lewe, en jy kan ends meet maak, soos hulle sê, en jy daar dalk so 'n bietjie ekstra, en jy kan lewe, en jy luister kerk, en jy bid so 'n bietjie en so aan, dan dink mense is godvrugtig in God se koninkryk, maar dit is glad nie die geval nie. Want die vrug wat 'n mens oplewer, kan iemand nie geestelik losmaak en bevry nie. En dit is eintlik ons doel, is juis om so te lewe, dat ander mense
los kan kom van die werke van duisternis en sonde en ongeregtigheid. En dit is waarvan hy praat. Dit is sê as ons bly lewe en ons kan nog kerk luister en ons bid nog, ons is godvrugtig vir God se koninkryk. Sure. Oh my man, dit vang mens, want baie keer lyk dit soos 'n vrug wat iemand het. Maar daai vrug word nie ryp nie. Dis nie 'n rype vrug wat smaaklik is, wat jou kan verlos, wat jou kan vrymaak, wat jou kan oortuig. Want onthou net, ons moet predik asof God predik. So daar moet 'n oortuiging wees, wanneer die persoon in jou teenwoordigheid kom, wat of in 'n valsheid is, of nie die Here dien nie, moet daar onmiddellik 'n oortuiging wees. En baie keer voel ons verwerp, wanneer mense nie by ons wil kom nie. Maar dit is God se gees wat die hele tyd oortuig, en dan voel ons dis 'n persoonlike saak wat mense teen ons het. En dit is wat ons moet begin besef in ons lewe. Here, omdat ek u gees het, en omdat die oortuiging daar is, dis hoekom mense 'n mens vir my. Jy raak nie seer, jy raak bitter, jy raak alleen, jy raak eensaam. In plaas om te besef, ek moet by die broederskap inhak, want dis nou my familie, en ek moet aangaan om die Here te dien. Want dan voel jy nie verwerp nie, jy voel nie alleen nie, jy voel vervuld, jy voel opgewonde, jy voel lekker. So, dis net awesome. Dankie Lydia vir my hempie, dis te mooi, ek het hom by die pos gekry. Dis te lekker. Prys die Here. 'n ander gelykenis het hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n man wat geen saad in sy land gesaai het. Wag, waar is ons nou? 'n ander gelykenis het, wag nee, ons moet nie daar wees, ons is by die volgende een al. Ek het te ver gegaan, 23. En by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer, die een 100, die ander 60 en die ander 30voudig. So daar moet 'n vrugoplewering in jou lewe wees, daar moet 'n wil wees om te begin vrug oplewer. Al is dit 30voudig, dan kan dit vermeerder na 60, of as dit 60 is, dan kan dit ten minste vermeerder na 100 toe. Maar as jy geen wil het om vrug op te lewer nie, gaan jy nie eens by 30 uitkom nie. Daar moet ten minste daai wil wees om te sê, Here, ek wil u woord aanneem, ek wil dit toepas, ek wil dit leef, ek wil dit so uitleef, dat ek so godsvrugtig lewe, dat ander van my vrug kan eet. Is dit nie amazing nie? En wanneer 'n mens dit begin ervaar, wil mens nog meer en meer en meer vrug oplewer, dan raak jy opgewonde in die woord van die Here. So ons moet ten minste 'n wil hê, ons moet ten minste 'n poging aanwend, om te begin vrug oplewer, sodat daar iets in ons lewe kan voortkom. Anders is jy net 'n leë boom, dalk met vrotvrugte, want 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie, en 'n goeie boom kan ook nie slegte vrugte dra nie. So 'n mens moet besef in 'n mens se lewe en uitsorteer, dat daar ten minste daai wil en drang is in 'n mens se lewe, om te begin vrug oplewer. Nou ons gaan vanoggend tot hierso gaan. Ek gaan vir ons nog 'n liedjie speel om af te sluit, ook oor hierdie saadgelykenis. Ons het sommer so 3 liedjies hier oor, dis so lekker. En nog 'n 4de in Engels ook. So ja, dan kan dit nou mooi insink en insak in ons hart en ons gemoed in. Dink daaroor, bid lekker daaroor vandag. Sê, Here, ek wil vrug oplewer, ek wil die woord aanneem, ek wil dit begin toepas, ek wil begin vrug dra, sodat ander ook van my vrug kan eet. Dat dit nie net lyk of daar 'n vrug aan my boom is, maar as jy naby kom, dan is dit hierdie vrugte wat nie ryp word nie. Baie vrugte, baie bome dra mos vrug, maar daai vrug val al af nog voor hy ryp is, want dit kan nie ryp word nie. So ons moet nie daai bome wees nie. Ons moet hierdie boom met hierdie ryp vrugte wees. En jy moet nie vir jouself vrugte dra nie, jy moet vir ander vrugte dra. Amen. Dat hulle daarvan kan eet. Ag, ons is net opgewonde vanoggend, loof die Here. U moet sommer 'n baie lekker dag hê. Ons is baie lief vir almal. Ons sien mekaar môre aand 6:30 op die lig met ons Bybelstudie, en ons gaan praat oor vas en gebed, 'n lekker onderwerp wat ons so 'n bietjie gaan bespreek. As jy nog nie jou handleiding gekry het nie, laat weet vir ons, dan stuur ons sommer vir jou handleiding ook van vas en gebed. Is 'n amazing, lekker Bybelstudie wat ons gaan deurgaan. Dit maak my sommer lus vir vas. Nou julle moet net lekker
bly en ons dink aan julle, ons bid vir julle en ons is so lief vir julle. Watter het ek nou al gespeel? Ek het daai een gespeel? Ek het daai een gespeel? En nou moet jy ook gespeel. Oei, Jyne, ek het nou eintlik al 3 ons liedjies gespeel, maar ek dink ons sluit af weer met hierdie ene. Hoor en verstaan. Lekker dagie, lieve almal. Die woord is die saad, hoor en verstaan in die hart gesaai. Hoor en verstaan in goeie grond gesaai. Lewe op 160, 30voudig. Geen wortel in homself, struikel en druk en vervolging. Hoor die woord, sorgenot, rykdom, verstik, doodgedruk. Hoor en verstaan, 'n goeie grond gesaai. Lewe op 160, 30voudig. 'n edele hart bewaar die woord, vrugbaar en vermeerder. Gelukkig sal jy wees. Hoor en verstaan, 'n goeie grond gesaai. Lewe op 160, 30voudig. Dit bring verandering, reinig die siel. Soos water was dit skoon, nuttig sal jy wees. Hoor en verstaan, in goeie grond gesaai. Lewe op 160, 30voudig.